Goeiedag, my naam is Natasha Fick en jy's ingeskakel hier in die program Mense Nul Stories. Nou, dis altyd my voorreg om saam met jou te kan kuier. Ek vertrou jy geniet die stories. Ek vertrou jy geniet een en elke program wat uitgaan hier op Mense Nul Stories. Onthou moenie vergeet nie, jy kan ook gaan loer op my YouTube kanaal Women After God's Own Heart as jy enige van hierdie stories gemis het en jy wil baie graag weer daarna kyk. Jy kan ook gaan loer daar op my TikTok blad, my Facebook blad Mense Nul Stories, en daar sal jy ook al ons TikTok snippets reels kry van dit wat al hier op Mense Nul Stories uitgegaan het. Nou vandag het ek 'n splinter nuwe gas saam met my en dis Antonio Kok en hy gaan sy stories saam met ons kom deel. Goeiedag Antonio, gaan dit saam met jou en goed om jou hier vandag saam met ons te kan hê. Goeiedag Natasha, baie dankie. Dit is 'n voorreg om hier te is. Amen. Baie dankie. Amen. Antonio, vertel ons 'n bietjie van jouself. Wie is Antonio Kok? Baie dankie weer eens Natasha. Ek is Antonio Kok, 25 jaar oud. Ek is oorspronklik van Elsiersrivier, Klakkiesstad. Ek is 'n seun van 'n moeder en 'n vader. Ons is 'n familie van 5. Ek is die enigste seun, ek het 4 dogters. Nee, ja, ons is 4 susters. Ja. Ja, ek het 'n dogter met die naam van Autumn. Sy is 5 jaar oud. Ja, ek is 'n baie nederige persoon. Ek wil net 'n verandering maak in die generasie. Amen. Dat is al. Amen. En dan sê ons altyd, dis die program waar mense al stories kom deel. Ons elkeen begin, ons elkeen het 'n einde. En tussenin daai streepies wat ons hier kom deel op Mense Nul Stories. En soos ons altyd sê, elke mens het 'n storie. Antonio, vertel ons 'n bietjie jou storie. Waar het dit alles vir jou begin en waar het jou lewe 'n draai met jou ook kom stap? Baie dankie Natasha vir die geleentheid op u platform. Ja, ek is Antonio Kok, 25 jaar oud. My ma se naam is Amanda Kok en my pa se naam is Abraham Kok. My pa het al reeds afgesterf, mag sy siel in vrede rus. Ek het groot geraak in Klakkiesstad, Elsiersrivier. Ek het groot geraak in 'n huis wat my pa die Here gedien het, my ma die Here gedien het. Tik kom uit en my pa val onder tik en my ma val onder tik. Ek en my suster, my jonger suster, het groot geraak met 'n leemte van 'n vader. My 3 susters het groot geraak met my pa en my ma en hulle stabiliteit, toe hulle stabiel gewees het in daardie tyd, toe hulle die ouers gewees het, wat enige kind sal na smag. Wat toe ek en my suster in die wêreld kom, val my ouers onder drugs. En my pa raak afvallig, my ma raak afvallig en ons huis verander in 'n oomblikse tyd van 'n goddelike huis af na 'n huis wat genoem raak op Pelapos. En daar kom different soorte mense en soos dat different soorte mense kom en op 'n tyd Natasha verkoop my pa ook dwelms. En daardie area gaan te verby. Na my pa het verkoop het en hy begin dit misbruik op 'n next level. En soos my pa en my ma dwelms misbruik en verkoop, raak my pa aggressive en hy begin my mami te abuse. En vir 8 jaar val my ma onder abuse, Natasha, waar ek en my suster dit aanskou. En ek en my ander susters ons aanskou dit. En my pa abuse my ma letterlik. Hy slag my ma met die laaste ding, hamme nokke. En hy maak my mami sleg in elke manier wat hy het kan doen. Ons huis het nie eens meer ruimte gehad nie. Daar was nie meer deure nie. Daar was nie ook eens meer ligte nie. Het so erg geraak op 'n tyd dat my pa begin te skep brand in die huis in. Elke ding, koepe, kappe in die huis en ons vloere het letterlik vernietig gegaan. So dit is die basiese huis waarin jy groot geword het. Dit is die huis mee in Natasha en my susters, my ouer susters het groot geraak in 'n huis. Want my pa was 'n qualified upholsterer. Hy het goeie geld verdien en hy was 'n ewige lus. So hy het die manier gekry van 'n huis, 'n vorm van 'n huis wat kinders moet groot in word. En hulle was geleer van die godsdiens. En hulle het alles daai gekry, my ouer susters. En hulle is my pa het hulle getreat as sy eie kinders, ten spyte dat hulle nie sy eie kinders gewees het nie. En ons raak toe ek en my suster raak groot in daardie atmosfeer. En op laerskool, graad 4, tussen 12 en 14 jaar oud, val ek onder Mendrix. My ma kry redding, my pa sterf.
ek val onder Mendrix en op daardie jong ouderdom in my lewe rook ek Mendrix en ek kom laat in die skool en my lewe gaan agteruit. Op die ouderdom van 14 jaar oud, Natasha, pleeg ek my eerste moord op laerskool en ek pleeg my eerste moord. Ek val onder gangsterisme. Na die dwelms val ek onder gangsterisme van ek maak iets om my hebben te maintain. Ja. En ek kry 'n pa-figuur in die wêreld wat vir my as 'n pa-figuur lyk. Ja. Wat dat lei na die dood toe. Ja. En dit is wat ek nou veel wil gevra het. Jy het gesoek na daai liefde, daai aanvaarding. Yes. En jy het daai aanvaarding gekry deur die dwelms en jy het die aanvaarding gekry deur die broers, ek sal mense seker maar sê in die gangsterisme, daai het jy jou liefde gevind, jou aanvaarding gevind daar sodat jy behoort daar by hulle. Yes. En dat het die dae gestop in Natasha. My mami kry toe redding na 8 jaar en sy neem vir Jesus aan as haar saligmaker. Ja. En soos enige mami sal sy maar bly glo dat dinge sal verander. Van ek dink toe my pa sterwe, Natasha, en toe sy as 'n ouer maar baie swaar taak op haar hande om alle stukke bymekaar te bring weer, alle stukke weer op te tel. En selfs die support system was nie so goed aan haar kant nie. Van ek dink as jy 'n terugslaan in die lewe gehad het, en dan is dit maar baie swaar vir mense om vir jou te vertrou. Dit is baie swaar vir mense om vir jou in hulle sirkel te laat. Van baie mense is nie vrywillig om mense op te help nie. En sy het 'n baie swaar taak gehad en ek gaan te hoërskool te Natasha. Nadat ek in gevangenis beland het, kom ek uit onder my moeder se berusting. Voor ek uitkom, beland ek in Pollsmoor gevangenis en ek gaan in en ek is onder die bende disciples. En ek kom in die gevangenis by Pollsmoor en ek word geassault. Ek word aangeraan. Nou nie seksueel nie, maar ek word aangeraan en tussen teen middernag waar hulle vir my aanraan en my collarbone breek. En die masters, soos hulle noem, word afkom 3:30 die oggend en ek word gevat Victoria Hospital toe. En daar so in Victoria Hospital het hulle my in 'n operasie geneem en ek bly 3 dae daar om herstelling te vind. En in daardie 3 jaar kry my ma voorreg om vir my te kom besoek in Victoria Hospital en dit is toe klaar, Natasha, en ek kom weer uit en ek het weer skool toe gegaan en ek kom by die skool en ek gaan hoërskool toe, Natasha, waar ek by Bisa bly was hy gewees het. En my eerste 6 maande van hoërskool word ek gearresteer met dwelms in die klas. En ek dink ek word geskort vir 7 dae en daar het ek besef dat skool is nie meer vir my nie. Van ek voel as 'n verleentheid nou. Ek is skaam. Ek kan nou nie my maatjies face nie. Van ek het voorgegee en omdat ek 'n ouer pa gehad het ek gevoel maar dat ek my eie side daar sal hê om te kan cover in die huis en van ek dink my ma almal daai stukke opgetel het en sy sê man nie, daar's 'n sekere gedeelte wat 'n ouer kan doen en daar's 'n sekere gedeelte wat 'n pa figuur vul in die huis. En Natasha, ek los toe skool en ek gaan bly toe by my ouma in Epping Forest, daar wat my pa groot geword het en daar wat almal vir hom ken as Awie Kop. En daar val ek onder die skade weer van my pa. En daar sê hulle te vir my Awie se seun. En daar's 'n spesifieke klong wat ek nie sy naam sal noem, wat uit die gevangenis het kom en hy kry 4 wapens en hy's baie gemaklik in die moras van die sonde. En hy's 'n broederlike figuur vir my. En weet Natasha dat ons gaan pleeg 'n moord, ek en hy ons gaan pleeg 'n moord en is 'n well-known persoon wat ons gaan vermoor. En my naam, soos hulle sê, my naam kry spotlight daardie tyd en almal begin te vir my ken. My naam was genoem Boeta en almal begin te vir my ken en ek van daardie moord gaan ek toe na Pier toe. Van ek moet uit die Epping Forest gaan om in Pier te gaan bly en ek gaan bly in Pier vir 'n maand en daar begin ek perlemoen te verkoop en daar maak ek weer kontak saam met my moeder van ek het baie dinge
plekke het ek gegaan, baie dinge het ek deurgaan, maar ek het nooit my ma se selfoonnommer vergeet nie. So ek het geweet as ek in moeilikheid is, kan ek daardie nommer bel. En tot vandag toe is haar nommer dieselfde. En weet Natasha, en ek bel toe my mamma, ek sê vir ek is in Napier en ek kom toe, na 'n tyd voel ek dat Napier is nie vir my nie, van ek het met groot mense het ek vir my geassosieer. En hulle mentality was al baie advanced as wat ek is, as 16-jarige kind. En ek voel, wat dit is nie vir my nie, en ek kom toe weer terug Kaap toe. En ek kom terug Kaap toe en ek raak toe meer involved in gangsterism. En my mam het uitgereik na my toe Natasha om vir my in 'n reep te sit. Sy het al hoeveel keer probeer om vir my in 'n reep te sit. En ek was by Ivan Weldeck se sentrum in Bellville Suid. En ek was in die reepsentrum en daar Natasha het ek vir myself gedischarge. Ek het self uitgehaal uit die reepsentrum uit van ek het gevoel dat is nie vir my nie. Wat te vergeefs as die Here nie die huis bou nie. En weet Natasha, toe ek daar uitkom het dinge net nog erger geraak en ek is toe in die forest en ek gaan toe aan met my moras van sonde en dinge is baie gereflek van my van ek kry spotlight, ek word ge-acknowledge, my vriende dra my van ek is advanced in verkeerd doen as ek advanced. Ek is advanced in kwaad doen. Ek is honger om mense seer te maak. En my vriende, hulle koester toe dit waarmee ek besig is. En weet Natasha, 2018 op 'n ou Kersfees, soos ek besig is ons is besig om te drink en ons sê vir onsself toe dat ons gaan regdeur drink. Ons as vriende, ons drink regdeur en dan gaan ons mekaar wish. En die Kersfeesoggend, toe die lig nou uitkom en die alkohol is op, stap ek uit die Epping Forest uit in my moras van alkohol. Ek is by my volle positief en ek stap Clarkestad toe en ek kom in Clarkestad en ek roep die vriend wat derde vloer is, ons bly by Fletse en ek kom op die hoek van die flat en die flat het 4 vloere en ek roep my vriend wat derde vloer is en ek roep vir hom en hy kom toe af en soos hy langs aan my staan, Natasha, kyk ek op die grond en soos ek opkyk, kyk ek binne in die vuurwapen toe staan iemand voor my, 5 tree van my af en die eerste skoot gaan af en ek staan doodstil van die skok en die tweede skoot gaan af en ek staan doodstil van die skok en die Here bestuur en niks tref jou nie. Niks tref my nie, Natasha, en letterlik ons staan 5 voet tree staan die persoon van my af met die vuurwapen. En die persoon langs aan my, Natasha, as ek nou weer praat daaroor, dan kan ek net die hand van die Here aanskou. Van daardie persoon wat langs aan my staan, voor die derde skoot klap, vat hy vir my letterlik om my nek en hy draai vir my en hy sak vir my en ons hardloop om die draai en die derde skoot gaan af soos ons hardloop en dit raak vir hom deze rug, deze mag. En ek dink as ons as persoon in skok is, vergiet ons van mekaar somkere en daardie persoon kan sonder my gehelp het. Ek het 'n vuurwapen in my mag, maar ek vergiet van die vuurwapen en die Here neem daardie persoon in besit, dat hy vir my om my nek vat en vir my vat. En hulle skiet vir hom raak, Natasha. Onskuldige klonk skiet hulle raak. En die Here bewys guns aan my, 2018, Kersfeesoggend, wys die Here guns aan my, Natasha. Want dit is nie genoeg vir my nie, en dat is nie die einde van die vyand vir my nie. En die plan gaan aan en weet Natasha, 2019, die 12de September, as ek op 'n oggend besig om te stap aan my vriende toe, na 'n lang tyd dat ek by my ouer huis geslaap het, terwille van almal die dinge wat gebeur het. En voor ek verder gaan, Natasha, op 'n tyd as my mami so onder druk, en my mami gaan toe na haar suster toe in Atlanta saam my, want sy soek 'n blyplek vir my, verstaan, waar ek net vir 'n tyd van die gangsters is op my. Ek bly nou nie meer in die Epping Forest, ek bly nou by my mami se huis en ek probeer my lewe verander en soos enige ma staan my ma by my en sy vat my ma na haar suster toe en ons kom by my ma se suster en sy vra, kan ek nie net vir 'n maand maar bly hier nie? En weet Natasha, my mami se suster sê vir my ma daardie aan, dat is onmoontlik. Haar man gaan dit nie allow nie. En daardie dag sien ek dat die trane in my ma se oë, die seer in my ma se hart, maar ek is nog daardie tyd onkunde. Ek hou van my groot, maar ek is onkunde.
En ons ry toe terug uit Atlantis uit en my mammy huil en ek sien die seer in haar hart van sy moet nou opgeskiep sit met my dinge wat ek gedoen het, moet sy opgeskiep met sit, want sy het slapelose nagte van die gangsters soek my. En weet Natasha, 2019 stap ek uit my mammy se huis uit en ek kom by my vriende en hulle sê vir my, luister Boeta, dat daar 'n spesifieke klong wat vir jou wil doodmaak. En hulle offer vir my die vuurwapen en daardie dag vat ek die vuurwapen, Natasha. En ek stap na daardie persoon toe, derde vloer in die flat in, stap ek na hom toe en ek gaan in die flat in en ek vra vir hom, het jy nie aangeraan vir 'n pypie? En hy sê vir my dat hy het niks om te gee nie. Hy's klaar besig om te rook. En hy sit op daardie stoele wat hulle in die babasop sit, hy stoele wat draai. En die eerste, ek haal toe die vuurwapen uit en ek skiet die eerste skoot en dit gaan deur sy kop. En hy val, toe hy draai en hy val. En die gun jam. En ek hardloop kom bys toe om die gun reg te maak. En die gun is finally reg en ek hardloop uit, ek hardloop af. En ek kom by my vriende en hulle vra vir my, is hy dood? En ek sê vir hulle dat ek weet nie, omdat die gun gejam het. En ek vat ek vuurwapen weer daardie dag en ek hardloop terug, Natasha. En ek kom toe weer daar so in die flat en die mense skree, hier kom hy weer. En ek hardloop op derde vloer en die dame van die huis staan voor by die deur. En sy huil, sy skree, is genoeg. En ek sê vir haar, wag sy. En ek hardloop weer in. En ek skiet die persoon wat lê in sy bloed vir 'n tweede keer, skiet ek hom weer deur sy kop, Natasha. En ek kom uit af by die trappe en ek probeer die vuurwapen in my mag sit. En ek skiet myself deur die mag. En 30 meter van my af ry die polisie. En hulle sien die skoot, hulle hoor die skoot wat afgaan en hulle kyk en hulle sien vir my op die trappe en ek kom afgehelp en hulle kom na my toe en die vuurwapen kom weg, Natasha, want ek word gearresteer en ek beland vir 3 jaar, beland ek in die gevangenis, Natasha. En vir daardie 3 jaar, ek op die ouderdom van 19 jaar oud beland in gevangenis, op die ouderdom van 20 jaar oud, Natasha, raak ek 'n leierfiguur in die nomme. En die support system wat my mammy hulle vir my gee, van my ma wil vir my letterlik daar is. Nou hulle probeer alles wat ek verkeerd doen, oorsien hulle, maar net om vir my te wys, hulle is daar vir my. En my support system versteek my finansiëel en het gerief in die tronk vir my. Ek kry besoeke, as ek hof toe gaan, dan kom my dwelms deur die polisie en baie dinge is gerieflik. En weet Natasha, in my swakheid, toe die Here sif my, hy isolate my vir 'n seisoen wat ek in 'n single sel gaan is en die Here sif my, Natasha. Almal wat vir my support strakste is, al die Here uit my lewe uit, Natasha. My suster beland in die gevangenis wat 'n lawyer gewees het, so sy kan nie meer die familie support nie. My ma is 'n pensioner, sy kan nie vir my dra nie, sy kan nie werk vir my nie. En ek alles val toe plat in die gevangenis, waar vriende, as jy nie meer vir hulle kan support nie, val vriende weg van jou af. En weet Natasha, ek het 'n lied gehad wat ek gesing het vir daardie 3 jaar in Goodwood gevangenis, God will make a way where there seems to be no way. En dan vra die ouens vir my, wil jy nou vir jou bekeer? En dan sê ek vir hulle, so right man, dat ek is klaar met die goede as ek uitgaan, maar tyd en wel het ek nog altyd maar geroek en my van ek is aktief in die nomme. En het so aangegaan in 2022, Natasha, Maatsman, bel ek vir my mammy en almal die getuienis het klaar getuig aan my en ek bel vir my mammy en ek sê, mammy, ek gaan skuldig pleit maar vir hierdie saak. En my ma sê vir my, is reg my kind, is 'n ding wat sy gedoen het. En ons tref reëlings om vir my wat klere te koop, want ek maak my reg vir straf. Van 'n first offender is 15 jaar. En ek is 'n first offender as ek nou skuldig gevind word op moord. En ek kom by Pero Original 3, Natasha. En ek kom in die gat in daardie dag, 2022 Maart maand, kom ek daardie dag en hulle gee my 'n laaste datum vir 14 April. En ek kom die 14de April kom ek by die hof. En ons is in 'n holding cells, Natasha. En in die holding cells is almal die ouens wat nog van die tronk afkom. En hier's drugs, is 'n gerookery wat aangaan en baie dinge is gerieflik. Maar daardie dag
kom 'n stem by my en die stem sê vir my, gaan op jou knieë en bely jou sonde en erken dat ek God is. Amen. En daardie dag gaan ek op my knieë, Natasha. Ek kan nie daardie dag geroep het op Kilikizana, op Nongolosa. Ek kan selfs nie geroep het op my mammy nie, Natasha. Maar tot vandag te weet ek hierdie gebed wat ek daardie dag gesê het. Wat ek roep door die naam van die Here aan daardie dag. En ek gaan op en ek verskyn voor die magistraat. En die magistraat sê vir my, Antonio, vandag spreek ons jou vry, jy mag gaan. En na 3 jaar, Natasha, kry ek vrylating vir 'n ding wat ek gedoen het. Wat die Here is in staat om 'n moordenaar te vergewe, Natasha. En die Here bewys guns aan my en ek kom uit. My mammy is daardie dag, is my mammy daar buite by die hof. En ek kom uit, Natasha. En soos ek uitkom, val ek vir 3 maande, val ek nog altyd in gangsterisme weer. En die Here bestuur het sodat ek kan sien vir my male. En my mammy verbrand my, Natasha. En sy, ek het net susters en ek beklei saam hulle en my mammy verbrand my en ek beland in die holding cells by ELC's vir daardie naweek. En daardie naweek toe ek uitkom, Natasha, loop ek heel. My mammy trek die saak weer terug en ek van sy weet ek was drakbeset en ek loop huis toe en ek kom in die huis en my familie sit en ek huil daardie dag en ek vra om vergifnis vir hulle almal en ek sê ek wil verander, ek is klaar regtig nou en ek bly daardie hele week in die huis, ek detox en die Sondag gaan ek kerk toe, Natasha, en ek kom in die kerk saam met mammy hulle en die apostel sê my vandag moet hy vir jou bekeer. Hy vra nie vir my om vir my te bekeer nie. Hy sê my daai dag om vir my te bekeer en ek gee my hart vir die Here daardie dag, Natasha, en alles het letterlik verander in my lewe van daardie dag af. En ek en my mammy se verhouding was geherstel. Die liefde, alles sal nie weer dieselfde is nie, wat ons probeer daagliks werk aan dit, Natasha. Verstaan, van jare se sierheid kan nie oornag geherstel word nie. Wat ons probeer en ons is daar vir mekaar, ons dien die Here saam. En ja, Natasha, en die Here is vir my goed gewees. Hy het my op different radiostasies gesit al om te sê wat die Here in my lewe gedoen het. En die 1 Desember nou het ek laas jaar het ek 'n openlig gehou in my area daar waar ek so rebellies gelewer het. So ek was 'n voorbeeld vir die kinders daar. Verstaan, Natasha? Wat kan jy vandag sê Antonio, wat kan jy sê vir iemand wat ingeskakel is vandag? Jong seun, jong dogter wat in gangsterisme dwelms geval het, moordenaars. Wat kan jy vir so iemand sê vandag? Natasha, ek kan vir my generasie kan ek bemoedig. Eerstens, ons moenie fondasie begin op Jesus Christus. En ek wil spesiaal met ouers praat, Natasha, van ouers sien dat kinders opgroei. Kom ons as ouers, ons doen beter. Verstaan, as ek kan dink en praat op God se woord in 2 Samuel 9, kom Dawid en hy vra, is daar nie iemand wat ek kan guns bewys terwille van Jonathan en die nageslagheid van Saul? Ten spyte wat Saul gedoen het aan Dawid, Natasha, het Dawid nogtans guns bewys aan Mephibosheth en Dawid het 'n generational curse het hy gebreek. En ek wil saam mammies praat. Kom ons doen beter en moet nooit op bid vir jou kind nie. Moet nooit die liefde wat jy het in jou hart, moet dit nooit laat platval nie. Bly bid vir jou kind. Bly die liefde betoon teenoor jou kind. Van alles sal verbygaan, maar die liefde van die Here sal altyd bly staan. Amen en amen. Baie dankie, Antonio, vir jou getuienis. Mag die Here jou ryklik seën. Moenie op hom goed te doen, moenie op hom die naam van die Here groot te maak nie. Want daar's mense wat nodig het om jou storie te hoor en jong mense wat gered moet word deur jou getuienis in Jesus se naam. Dit was dan 'n mense nul storie saam met my, Natasha Fiek. Ek vertrou jy dit geniet saam met my. Antonio se storie. Ja, ons moes alles so vinnig bymekaar gesit het, maar onthou jy kan dit gaan kry op my YouTube kanaal ook. Gaan loer op my Facebook bladsy en ook my TikTok blad. En onthou as jy nog nie 'n kopie van hierdie boeke nie, A Mother's Love, What a Mother Wouldn't Do, dis my dogter se verhaal en ook mense nul stories, Women Who Has Gone Through the Fire. Stuur gerus vir ons 'n boodskap en laat weet ons wat dink jy van al hierdie stories. Van my, Natasha Fiek, geseënde dag verder.